Pinotage is 'n veelsidige kultivar wat heerlik gebruik kan word in rooiwynversnitte en roséwyne. Die bewys daarvan is die aantal Cape Blend rooiwyne en Pinotage rosés wat met Veritas toekennings bekroon is. Nou kyk, ek dink die hele week kos, want dis natuurlik my werk, so glo dit of nie, op 'n naweek doen ek alles wat eenvoudig, vars, maklik, vinnig en heerlik is. Nou ek het reeds voorbereide ontbeende hoenderduie by die winkel gekoop. So jy kan net vir jou manlie vra of ek gaan vir myne vra, kan dit sommer direk op die vuur sit. Nou ek gaan dit nou wel vandag hier in my oond moet rooster, maar dit gaan net so lekker wees. En die slaai slaan ek dan binne 10 of 15 minute aan mekaar. So as dit kom by somerslaai, sê ek altyd vir mense, anything goes. So dit gaan vir jou lekker wees om hierdie slaai sommer net vinnig en maklik te maak. Maak dit net 'n mooi kombinasie van kleure, dat dit darm so klein bietjie by mekaar pas. Nou onthou, kos moet altyd mooi lyk. Ons eet natuurlik altyd eers met ons oë. Nou vir my slaai kombinasie het ek natuurlik slaaiblare. Ek het sommer gekleurde een gebruik en dan het ek gebraaide spekstukkies. Ek het dit net so in die pan lekker gaar gemaak. Ek het feta hierso, bosspesies, pompoenpitte en dan net opgekapte eie. En dan natuurlik het ek die hoofbestanddeel is gesnyde rooi appel. En onthou, jy moet natuurlik net bietjie suurlemoensap daaroor bedryf, net sodat dit nie bruin word nie. En dan natuurlik 'n heerlike slaaisous wat ek later vir jou gaan verduidelik. Nou die neute, jy moet net my resep noukeurig op die resep volg. Die karamellisering met die botter en die suiker is net vir daai ekstra geur en krakerigheid in hierdie slaai. Jy plaas dit dan eenkant sodat dit net lekker afkoel en dan later as ons die slaai aan mekaar sit, dan sit jy dit net binne in die slaai. Nou ek het julle nou deur al hierdie slaai bestanddele gevat en geneem. As ek terug is, gaan ons gou praat oor daai sousbestanddele en dan gaan ek vir jou wys hoe maklik is dit om net al hierdie bestanddele binne in die slaaibak te gooi. So 'n glasbotteltjie is altyd vir my die maklikste manier om so 'n slaaisous te meng of aan mekaar te sit. En as daar oorbly, berry jy dit sommer net so met die doppie in die yskas vir môre. Nou die bestanddele vir die slaaisous is eenvoudig. Ek het dit hier alles in die bakkies gesit, maar ek gaan dit sommer vir jou opnoem. Dit is appelasyn, olyfolie het ek sommer klaar in die botteltjie, Dijon mosterd, 'n appelsous en dis daai een wat jy sommer so klaar in die ook 'n glasbotteltjie koop op die rak, heuning, sout en swart peper en dan al wat jy doen, jy sit al hierdie bestanddele hier binne in, maak hom toe, skit hom en is gereed. So kom ons pak gou hierdie slaai. So die maklikste manier wat ek gewoonlik vind om 'n slaai te doen is om al die bestanddele so uit te sit en jou bakkie te hê en dan al wat jy doen is jy gooi dit so in sulke pizza snye en dan weet jy dis al jou bestanddele en op die ou end meng jy dit net bymekaar. So ek gaan sommer gou begin en wat jy wel kan doen is jy kan 'n bietjie van dit oorhou en dit net bo-oor sit dat die mense daarom kan sien wat is in jou slaai. So ek hou hierdie bietjie wat ek oorhou is vir bo op later. En dan hierso is die eie. Ek weet baie mense hou nie van rou eie in hulle slaai nie, dan haal jy dit doeteenvoudig net uit. Hierso is pompoenpitte. Jy gaan sien ek los so 'n bietjie van alles oor. Hierso is my appels. Onthou daai suurlemoen, dan verkleur jou appels nie. Dit sit so die een kant. En dan natuurlik my neute. Hierdie is, ek dink 'n mens eet die slaai agter hierdie neute aan. En dan heel laaste kan jy sommer die feta kaas vat en net bo-op krummel en dan gaan jy dit nou meng. Nou as jy nie een van hierdie bestanddele in die of as jy nie een van die bestanddele in die slaai hou nie, dan vervang jy dit net met iets anders wat in jou yskas is. Maak dit tog net vir jouself lekker asseblief. Nou ek vervang baie keer die appels met byvoorbeeld pere of perskes of selfs nie 'n rooi appel nie, 'n groen appel. Nou maak jou resepte pret en speel met hierdie bestanddele en met jou kos. Nou as ek terug is, dien ek vir ons op.
Nou slaai is slaai. Die belangrikste vir my is altyd dat daar elemente van vars kraak, soet, suur en sout is. En ek speel gewoonlik met kleurkombinasies en ek beloof jou mense om jou tafel gaan beslis anders begin kyk na slaai. Nou kom ek sit hierdie kos op die bord. Jy sal sien ek het hier in die bak sommer reeds om lekker gemeng. Die sous het ek oorgegooi, weer 'n keer gemeng en daai ekstra bestanddele wat oorgebly het ek dan nou net so bo oor die slaai gegooi. So al wat jy nou kan doen is jy moet nou net so groot skep en wat dalk ook 'n idee is, jy kan altyd jou bord vat en dan kan jy, soos ek nou dit in een groot bak gemeng het, so kan jy dit dan ook in individuele bakkies dan nou doen. En maak seker jy kry van al hierdie bestanddele op die bord. En dan al wat jy nou doen, is dan, ek het wel die hoender se stokkie, het ek nou net afgetrek, tensy jy hom heeltemal op die bord wil sit, maar hierdie is ontbeende tye, so daar's nie 'n beentjie wat jy daarin gaan kry nie, en dan sit ek so 2 of 3 van hulle net so bo op die bord. En dit is so maklik soos dit. Deel bietjie met ons op Facebook jou gunsteling slaai kombinasie of probeer my resep. Dis op die Ontbytsake webtuiste gelaai.